So hier oor Paasnaweek, toes ek en Jaco daar agter in die tuin en ons het so 'n bietjie daar rondgeloop en gekyk na al die plante en die bome en ons het so 'n paar vrugtebome daar agter in die erf. En onder andere hierdie narkieboom dra verskriklik narkies hierdie jaar. So hierdie seisoen is dit net daai boom se seisoen, want daai takke hang omtrent tot op die grond. So swaar is daai boom van die narkies. Maar ons het ook 'n pruimboom en 'n lemoenboom. En vandat ons daai bome geplant het in die tuin in, het daai bome nog nie vir ons vrug gegee nie. En hulle is nou al so groot, maar nog nie een pruim en een lemoen aan daai bome nie. En daai narkieboom is omtrent die helfte kleiner as die res van die bome agter in die erf. So en Jaco sê toe, hy gaan hierdie bome uithaal, want hulle gee nie vrug nie. So wat is die nut van hierdie vrugtebome as dit nie vrug dra nie? As dit geen vrug gee nie? Ons het betaal vir daai bome, ons het hulle ingesit in die grond in en daar is geen vrug nie. So Jaco sê nie, hy gaan daai bome uithaal en hy gaan eerder iets anderste daarin plant. Maar daai bome is besig om die vrugbare grond wat daar is op te neem en dit gee nie vrug vir ons nie. En ek deel vanoggend hierdie met julle want daar is 'n gelykenis in die Bybel wat soortgelyk is. Ekskuus julle. Ons lees in Lukas 13 vers 6 tot 9 van die gelykenis van die onvrugbare vyeboom. En Jesus is hier aan die woord. Vers 6. En hy het hierdie gelykenis uitgespreek. 'n Man het 'n vyeboom gehad wat in sy wingerd geplant was, en hy het gekom en vrugte daaraan gesoek en niks gekry nie. Vers 7. Toe sê hy vir die tuinier, kyk, 3 jaar kom ek om vrugte aan hierdie vyeboom te soek en ek kry niks nie. Kap hom uit. Waarvoor maak hy die grond nog onvrugbaar? Ekskuus. Vers 8. Maar hy antwoord en sê vir hom, meneer, laat hom nog hierdie jaar staan, totdat ek om hom gespit en mis gegooi het. Ekskuus julle, my rekenaar is nou hierso. Vers 9, as hy dan vrugte dra, goed, maar so nie, dan kan u hom ander jaar uitkap. So wat is die nut van 'n vrugteboom, as dit nie vrug dra nie? Verlede naweek het ons die kruisiging en die opstanding van Jesus herdenk. Ons het Paasnaweek herdenk. Desember het ons die geboorte van Jesus gevier. 'n Kindjie is vir ons gebore, die wyse manne het geskenke gebring vir die kindjie Jesus. Herodes wou hierdie kindjie Jesus doodmaak. Jare het verloop en hierdie kindjie het groot geword en op 'n dag het Jesus as 'n jong man Jerusalem op die rug van 'n esel ingery. Die mense het palmtakke en hul klere op die pad gegooi waar hy gery het. Hulle het deur dit alles Jesus toegejuig en uitgeroep, Hosanna vir die seun van Dawid, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Hosanna in die hoogste hemele. Die mense het gesê dat Jesus 'n profeet was van Nasaret in Galilea. Ander het gedink dat Jesus hulle sou red van die Romeinse ryk. Die meeste van hulle het gedink dit is waarvoor Jesus gekom het. Hy's 'n profeet en hy gaan hulle kom red van 'n aardse koninkryk wat hulle verdruk het. Jesus het wel redding gebring deur die versoeningsoffer aan die kruis, maar nie op die manier wat mense in gedagte gehad het nie. 'n Paar dae later sou hulle hom kruisig. Julle sal miskien nou wonder, wat het die onvrugbare vyeboom te doen met die geboorte en die kruisiging van Jesus Christus?
Ons kan dit alles saamvat in een woord. Liefde. Absolute liefde van God. Die liefde van God vir ons as mens. Ons wat na God se beeld geskape is volgens Genesis 1 en gekroon is met eer en heerlikheid volgens Psalm 8. Liefde wat sy eniggebore seun gegee het, sodat daar vir ons redding kan wees, versoening met God. 'n liefde wat in die tuin van Getsemane gebid het, Vader, laat hierdie beker by my verbygaan, maar nog steeds nie my wil nie, maar laat U wil geskied. Onverdiende liefde wat Jesus kom gee het. Jesus het presies geweet wat vir hom voorlê toe hy in die tuin van Getsemane was. Hy het presies geweet wat vir hom voorlê daardie aand, wat hy hierdie gebed gebid het. Maar nog steeds het hy deur sy liefde vir ons gebid, nog steeds nie my wil nie, Vader, maar laat U wil geskied. God se liefde het deur sy seun Jesus Christus gekom na ons toe as sondaars, wat nie hierdie liefde verdien nie. Ons verdien nie God se liefde nie. Ons is sondaars, gebore in sonde. Ons verdien dit nie, maar God het dit kom gee deur sy seun Jesus Christus. Daar is 'n tweede kans vir ons almal. Want die eerste kans was nie voldoende vir die mens se sonde nie. Die diereoffers kon nie ons sonde wegvat nie. Alleen die offer van Jesus aan die kruis was die finale redding. Jesus het die finale redding gebring. Al is ons nog in sonde gewees en al is ons nog in sonde, het Jesus gesterf vir elkeen van ons aan die kruis. Kom ons gaan terug na die onvrugbare vyeboom wat tussen die wingerd gestaan het. Ons lees dat daai vyeboom in 'n wingerd gestaan het. Hy het nie in 'n vyeboord gestaan nie. Hy het in 'n wingerd gestaan. Dit was nie vreemd in daardie tyd dat die boere vyebome of vrugtebome in die wingerde geplant het nie. As daar 'n wingerd was, was dit vrugbare grond. En dan was dit geskik vir vrugtebome ook. So die boere het vrugtebome of vyebome in die wingerd geplant. Hy het nie nog 'n landery gevat en dit bemes en bewerk nie. Hy het sommer die vrugtebome tussenin geplant, want dit was klaar bewerkte grond. Dit was klaar vrugbare grond gewees, so hy kon die vyebome daar tussenin geplant het. Hierdie gelykenis verwys glad nie na Jood en Heiden nie. Dit gaan nie oor Jood en Heiden nie, glad nie. Maar na vrugbaarheid en onvrugbaar. Dit gaan nie ook nie daaroor dat 'n vyeboom in 'n wingerd geplant is nie. Dit gaan glad nie daaroor nie. Maar hoekom 'n onvrugbare vyeboom nog geduld moet word? Hierdie vyeboom is in vrugbare grond geplant, maar hierdie vyeboom dra nie vrug nie. So hoekom moet hy nog geduld word? Die eienaar wil hom uithaal. En ons lees die tuinier kom en hy sê nee, asseblief, gee my 'n kans met hierdie boom. Die feit dat die vyeboom in die wingerd staan, dui daarop dat die grond vrugbaar was en dat die onvrugbaarheid van die vyeboom nie toegeskryf kon word dat die grond onvrugbaar was nie. Of dat dit nie genoeg voeding of aandag gekry het nie. Hierdie vyeboom staan al vir 3 jaar in hierdie wingerd. Dit is nou al 'n volwasse boom en veronderstel om vrug te dra. Die feit dat dit 'n volwasse boom was, bevestig dat die grond vrugbaar was. Julle stem saam. Dit is 'n groot boom. Hy het goeie voeding gekry. En daar was geen verskoning dat daar nie vrug moes wees nie. Geen verskoning. Die eienaar van die vyeboom kom egter en hy sê vir die tuinier om hierdie boom uit te kap.
Wat is die nut van hierdie boom as dit nie vrug oplewer nie? Dit gebruik die voedingswaarde uit die vrugbare grond om aan die lewe te bly. Maar dit dra geen vrug nie. Kap dit uit. Sodat daardie grond benut kan word vir iets anders. Die tuinier se reaksie op die bevel was nie om dadelik te doen wat die eienaar gevra het nie, maar om te vra vir 'n kans vir hierdie onvrugbare vyeboom. Die tuinier sien die probleem met hierdie boom, maar hy vra vir die eienaar om dit nog 'n kans te gee. As dit nou 'n jaar nie vrug dra nie, kan dit dan uitgekap word. Dan kan die eienaar dit self uitkap. Die tuinier gaan dit nie doen nie. Hy sê vir die eienaar, dan kan u dit self uitkap. Want dan het ek my beste gegee. Dan het ek my alles gegee vir hierdie vyeboom. Die tuinier sien die probleem, maar hy vra vir genade tyd vir hierdie boom. Die tuinier sien nie dit wat afwesig is op die oppervlak nie, want daar's geen vrug nie. Hy kyk nie na dit nie, maar dit wat nog gaan kom vir hierdie vyeboom. Die tuinier bied aan om rondom hierdie boom om te spit, om bemesting in die grond in te werk, om hierdie boom ekstra te versorg. Want daar is 'n hoop wat hierdie vyeboom, vir hierdie vyeboom, wat hy het om goeie vrug voort te bring vir die eienaar. Nie dat die vyeboom nie versorging gekry het nie, want hy kry presies dieselfde versorging as die wingerd. Anders sou die eienaar die wingerd ook al uitgekap het. En hy sou daai grond oorbewerk het en oorbemes het. Maar hierdie wingerd het vrug gedra. So hierdie vyeboom moet vrug dra. Dat daar wel 'n oordeel oor hierdie vyeboom sal wees, as dit nie vrug dra na 'n jaar nie, is 'n realiteit. Daar gaan 'n oordeel wees oor hierdie vyeboom, as hy nie gaan vrug dra nie. Die eienaar gaan hom oordeel. Hy gaan terugkom en sê, 'n jaar, 3 jaar geen vrug. Nog 'n jaar, so dis nou al 4 jaar, geen vrug. Kap hom uit. Dit sal uitgekap word en 10 teen 1 een kant gegooi word om te verdroog en dit sal dalk later gebruik word vir brandhout. Jesus vertel hierdie gelykenis met die verwysing na die onvrugbare vyeboom met die oog op 'n tweede kans. Uit liefde uit. Al hierdie dinge is uit liefde uit wat hierdie tuinier doen. Hierdie onvrugbare vyeboom kry 'n tweede kans. Dit was die liefde van die tuinier en die hoop dat daar wel vrug sal wees na 'n jaar. Dit is 'n genadejaar vir hierdie onvrugbare vyeboom om in die volgende seisoen wel vrug te dra. Hoor mooi, dis 'n genadejaar tyd vir hierdie onvrugbare vyeboom. En die eienaar gaan terugkom en hy gaan vrug verwag. So wat dink julle? Is dit die eienaar se skuld dat daar nie vrug aan hierdie vyeboom is nie? Ek dink nie so nie. Is dit dalk die tuinier se skuld dat daar nie vrug aan hierdie boom is nie? Want ek meen, hy werk mos in die tuin. Maar die wingerd floreer. So ek dink ook nie dis die tuinier se skuld nie. Of is dit die boom self se skuld dat daar nie vrug is nie? Ek dink so. Die grond is vrugbaar. Daar is geen verskoning vir hierdie boom om nie vrug te dra nie. Ek wil afsluit. Is van ons in 'n genadejaar, staan ons in die wingerd in vrugbare grond, maar daar is geen vrug aan ons boom nie. Ons het gegroei tot 'n volwasse boom. As kinders van God het ons groei ons en ons word sterker
En ons wortels is gefestig in die grond in. Ons geniet die vrugbaarheid van die grond. Die voeding en die versorging wat daar reeds is, maar daar is nie vrug nie. Hoe lyk jou lewe vanoggend? Hoe lyk jou geestelike lewe vanoggend? Is daar vanoggend vrug? Of is daar geen vrug nie? Die tuinier het nie opgegee op hierdie onvrugbare boom nie, en ook nie die eienaar nie. Want die eienaar kon vir die tuinier gesê het, nee, nog 'n jaar, en ek moet betaal vir die bemesting, en ek moet jou betaal vir jou arbeid. Nee, kap hom uit. Maar die eienaar het nie. Selfs die eienaar het genade bewys, uit liefde uit. Daar is 'n tweede kans vir ons. Ons moet dit nie mors nie. Ons moet vrug begin dra. Die liefde van God het nog nooit opgehou vir ons nie. Nooit. Toe Adam en Eva gesondig het, was daar 'n bloedoffer gewees. God het self die bloedoffer gedoen vir Adam en Eva se sonde. En so lees ons van al die bloedoffers deur die Ou Testament vir die sondes van die volk. En dit het niks gehelp nie. Want die volk het net bly sondig en bly sondig. Maak nie saak van die offers wat daar was nie. Volgende jaar bring hulle maar net nog 'n offer. Die hoofpriester het maar net weer ingegaan en hy het maar net nog 'n offer gebring vir die volk se sondes en vir sy eie sondes. So hierdie offers het niks gehelp nie. En die finale offer het gekom deur Jesus Christus. En dit was klaar gewees. Geen offer is verder nodig nie. Liefde uit liefde wat God aan ons bewys. En wat maak ons met daai liefde? Wat maak ons met God se liefde? Onverdiende liefde wat ons kry. Hierdie gelykenis wat Jesus vertel, gaan nie oor die oordeel wat daar gaan wees oor die vyeboom nie, want ons gaan geoordeel word. Daar gaan 'n tyd kom wat God ons gaan oordeel. Dit is so. As jy bly in jou sonde, as jy bly om God se liefde te verwerp, dan gaan daar 'n oordeel wees. Maar hierdie gedeelte gaan nie oor die oordeel nie. Dit gaan oor die liefde van God vir ons. Die tuinier het sy alles gegee vir hierdie boom, uit liefde uit. Hierdie vyeboom se natuur is om vrug te dra. Net so is dit ons natuur as wedergebore kinders van God, om vrug te dra. Ons verdien nie God se goedheid nie, maar dit is uit liefde uit, dat hy vir ons genade bewys. Dit is nie God se skuld as ons nie vrug dra nie. Ons kan nie God blameer as daar nie vrug in ons lewe is nie. Toe ons nog op die plaas gebly het, het die Here een oggend agter by ons badkamer was daar 'n vyeboom gewees, 'n paar vyebome. En aan hierdie vyebome was 'n klein vye gewees. Dit was buite seisoen. Dit was nie eers seisoen gewees vir die vye om vrug te dra nie. En die Here lê op my hart, jou vrugte is klein. Daar's vrug, maar dit is klein. Dit moet groot word. Dit moet volwasse vrugte word. En ek moes daaraan werk, om die vrug in my lewe groot te kry. Want dit kom nie outomaties nie. God voorsien in al ons behoeftes. Jesus Christus het vir ons alles kom gee. Die grond is vrugbaar. Daar's bemesting. Daar's 'n tuinier wat werk in hierdie tuin van ons. Ons is geplant in vrugbare grond. As jy kind van God is, dan geniet jy die voeding wat die Here vir jou gee. Maar partykeer wil ons net nie vrug dra nie.
En partykeer is ons vrug klein. Ons vrug moet groot wees. Dit moet vars wees. As die Here kom, dan moet hy vrug aan hierdie boom kry. Wat het Jesus gedoen met die ander vyeboom? Toe hy verby hierdie vyeboom kom, en daar was geen vrug aan hierdie boom nie, het hy hom vervloek. Toe hulle teruggekom het op daai pad, het die vyeboom gevrek. Tot in sy wortels in het hy gevrek. Daar sou geen groei weer wees in daai vyeboom nie. Geen. Die Here gee vir ons 'n tweede kans om vrug te dra in ons lewe, in ons geestelike lewe in. Want baie keer gaan ons net aan, en ons gaan net aan, maar daar's geen vrug nie. As ons nie vrug in ons het nie, wat gaan jy vir die ander mense gee, wat die Here wil hê jy moet bedien? Wat se vrug gaan jy vir hulle gee, as daar geen vrug aan jou boom is nie? Ons moet werk, sodat daar vrug aan ons boom kan wees. En hoe gaan ons hierdie vrug aan ons boom kry? Tyd met God, tyd in sy woord, tyd in gebed. Ons moet die tyd uitkoop. Anders gaan ons nie vrug hê nie, of ons vrug gaan klein wees. En ons almal is skuldig aan dit. Daar's nie een wat perfek is nie. Ons almal is skuldig aan dit. Om nie tyd saam met God te spandeer nie. Om nie die tyd uit te koop om in God se woord te wees nie. Om nie die tyd uit te koop in gebed nie. Die vyand gaan ons wil weghou van dit af. Maar ons moet tyd maak vir dit. Want as daar nie vrug is in jou lewe nie, dan gaan jy uitgekap word. Deur Jesus is daar 'n tweede kans. En ons moet daai kans vat en ons moet dit gebruik. Daar's 'n liedjie, 'n ou bekende liedjie. God is liefde, juig ons harte en bedink wat liefde doen. Het jy al 'n bietjie gaan sit en gedink wat God se liefde alles vir jou gedoen het en nog steeds doen en nog gaan doen? Want God is nie klaar met ons nie. Het jy al 'n bietjie gaan sit en dink oor God se liefde? Dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. 'n versoeningsoffer wat Jesus gebring het. Ons hoef niks te gedoen het nie. Ons moet net na God toe kom. En hy gee dit vir ons deur sy seun. Hy wat eerste lief gehad het, het in liefde ons vergeef. Nou kan ons uit God gebore, uit die bron van liefde leef. Dis so mooi hierdie liedjie. Dit kom sê vir ons alles. Hy wat eerste lief gehad het. Daar's 'n vers in die Bybel wat sê, omdat God ons eerste lief gehad het, daarom kan ons hom lief hê. Want uit onsself uit kan ons God nie lief hê nie. Dis nie in ons sondige natuur om God lief te hê nie. Ons moet tot inkeer en bekering kom, tot wedergeboorte kom, sodat ons God se liefde in ons kan ontvang, want ons het dit nie. Alhoewel ons in sy beeld geskape is, kom verwyder die sonde ons van God se liefde. En ons het dit nie in ons om God lief te hê nie. Ons het dit nie eers in ons om ons medemens lief te hê nie. Wat die tweede gebod is, het in liefde ons vergeef. Ons is vergewe. Ons moet dit net vat. En ons moet uit ons sonde natuur uitkom. Nog kan ons uit God gebore, uit die bron van liefde leef. Leef jy uit die bron van Jesus Christus? Is hy deel van jou lewe? Of is hy nie? Is jy nog in sonde vasgevang? Want as jy nog in sonde vasgevang is,
Hoe kan jy uit die bron van liefde leef? Ons moet uit dit uitkom. God is heilig. Ons moet heilig wees. En die wêreld sê, maar julle is heilig, julle loop met die Bybel onder die arm. Ek loop eerder met die Bybel onder die arm en ek is heilig, afgesonder vir God, as wat ek in die wêreld is en ek word uitgestap. Ek word eenkant gegooi om verdroog te word en ek mis die ewige lewe. Ons moet vrug dra. Ons moet uit die bron van Jesus Christus met ons lewe. En as ek so met mense in aanraking kom, nê, en nou ons begin te praat, dan kom jy dadelik agter, of is hierdie persoon 'n kind van God en of is hy nie? Want waaruit leef jy? Wat is jou waterbron? Want daar kan nie vuil water en skoon water uit een bron, Jesus Christus, uitkom nie. Hy's heilig. Wat uit jou mond uitkom, moet God verheerlik. As jy God nie verheerlik deur jou lewe nie en deur jou woorde nie, hoe gaan jy ander mense vrug kan gee? Daar moet vrug wees. En ons is nie perfek nie. Nie een van ons is perfek nie. Maar ons streef daarna om heilig te wees. Heilig beteken om afgesonder te wees vir God. Daar's geen ander woord vir dit nie. Ons is afgesonder vir die Here. Want hoekom? Want Jesus Christus het gekom vir ons. Hy het gesterf vir ons. Toe hy daar in die tuin van Getsemane was, het hy gebid vir ons, nie vir homself nie. Jesus het nie vir homself gebid nie. Hy het gevra, ja Here, Vader, laat hierdie beker verby my gaan, want hy het geweet wat vir hom voorlê. As ek en jy weet wat vir ons voorlê, dan gaan ons dit nie eers doen nie. Dit is hoekom Jesus gekom het, die perfekte offer. Ek wil vanoggend weer vir julle vra, en ek vra dit vir myself ook. Wat 'n vrug is daar in my lewe wat God verheerlik? Wat 'n vrug is daar in my lewe sodat ek die mense wat die Here oor my pad stuur ook van hierdie vrug kan gee? Want as daar nie vrug in my lewe is nie, kan ek ander mense nie bedien nie. Dan kan ek nie vir hulle vrug gee nie. So ek wil julle los met hierdie gedagte, wat 'n vrug is in jou lewe? Kom ons bid saam. Aba Vader, ek kom bid vanoggend, die Here, dat U vir ons sal vergewe vir die vrug wat daar nie is, as U vrug kom soek in ons lewe nie. Here, ek bid vanoggend, dat U vir ons sal help, Here, dat daar vrug in ons lewe sal wees. Here, dat ons sal tyd maak, sodat hierdie vrug kan groei in ons lewe in. Here, dat as U kom, dat U vrug sal kry. Here, daar waar U ons stuur, dat ons vrug sal uitdeel, Here, want dit is nie ons vrug om te hou nie. Here, 'n vrugteboom dra vrug, sodat die persoon wat dit geplant het, daarvan kan geniet. Here, U gaan mense oor ons pad stuur, U doen dit reeds. En Here, ek bid dat hulle van ons vrug sal kan eet, Here, sodat hulle ook 'n boom kan wees wat vrug dra. Here, ons het 'n verantwoordelikheid teenoor U en teenoor ons medemens. Maar Here, dit is alles uit U liefde wat U vir ons kom gee. 'n Liefde, Here, wat ons nie besef nie. 'n Liefde, Here, wat vir ons gesterf het aan die kruis, sodat ons die ewige lewe kan hê. Vader, dankie daarvoor. Dankie vir U seun Jesus Christus.
Dankie vir lewe en lewe in oorvloed. Dankie vir die vrugbare grond wat ons het. En Here, dankie vir tweede kanse. Dankie Here vir u liefde onverdiend in ons lewens. Vader, ons eer u vanoggend vir hierdie liefde deur die Seun Jesus Christus. Vader, ek kom bid dat u met ons sal wees in die res van hierdie dag. Here, dat u ons vooruit sal gaan, dat u engele saam met ons sal stuur. Here, dat u ons sal kom seën sodat ons 'n seën kan wees vir ander mense ook. En Vader, mag u verheerlik word ook in hierdie dag. Is ons gebed in Jesus naam. Amen. Amen. Dankie julle.